gedeeltes en dis Efesiërs 1, in my Bybel bladsy 251 in die Nuwe Testament. As jy soontoe kan blaai, bladsy 251 in die Nuwe Testament. Ag, en dan gaan ek net 2 versietjies lees in Hooglied, bladsy 715 in die Ou Testament. As jy daar wil oopmaak, maar so nie, gaan net 2 versies lees in Hooglied 8. Hooglied 8 vers 6 en 7. Gaan ons ook 2 versies lees net. Voordat ons saam bid vanoggend hier in die Here se huis, as ons in die week van Pinkster kom, Pinkster is gebedstyd. Dit was al die tyd genoem Pinkster bidure. Omdat vir 10 dae het die Here vir hulle gesê van donderdag af bly hier waak en bid, dat die Gees van God uitgestort word om by julle te kom woon. Dis spesiale bidtyd in die jaar. En ek dink elke van ons moet by onsself dink, waarvoor gaan ek bid? En dat mens vandag al begin om te sê, maar ek bid nou vir dit, vir die tyd wat kom. Een aand, ons sit in 'n kamer daar in Spanje, en ons kan nou nie so 'n Bybel saam dra nie, dis te swaar. Op my selfoon lees ons, en ons het so 'n dagstukkie wat ons doen, en in die dagstukkie, die dag gaan dit oor een van die groot opdragte van die Here, wat die Here gegee het. En die opdrag kry ons in Matteus 9 vers 38, waar die Here daar kom in Samaria, en dan sien hy al die mense, en hy kyk na al die mense, en hy besef, so baie van hierdie mense ken nie die Here nie. En ek en Elspie praat daaroor, so stap ook, hoeveel mense sien ons, wat net glad geen idee van die Here het nie, soos ons met hulle gesels. En dan sê die Here vir hulle, bid vir die Here vir die oes, dat hy arbeiders stuur vir sy oes. En die persoon wat die dagstukkie gee sê, 'n mens moet eintlik elke dag 9:38 in die oggend, jou foon stel of iets in 9:38 in die aand. En dan bid jy net vir 'n minuut op daai oomblik dat die Here iemand stuur. En die oomblik toe ek dit lees, sê Elspie vir my, kyk net hier. En sy hou haar foon so, hy's nou 9:28, wel toevallig nou, maar toe is haar foon presies die aand 9:38. Wat is die kans? Op daai oomblik. En ek sê, so sê die Here vir ons, wat gaan ons nou doen in hierdie Pinkstertyd? Ons gaan bid vir die Here, vir mense vir die oes. En daarom gaan ons elke oggend 9:38 en elke aand 9:38, ek en Elsie bid, dat die Here elkeen in Vogwel-Noord, wat nog nie ingebring is in die hemelse skure, as deel van die oes van God nie, dat die Here jou hart verander, om 'n kind van die Here te word. Ons gaan ook bid in hierdie 10 dae vir Dominee Pieter, wat die arbeider is, wat die oes moet inbring. En ons gaan bid vir arbeiders vir die kieks, vir arbeiders soos ons hier vanoggend gesien het vir die kleuterkerk, vir arbeiders vir Ignite, vir arbeiders vir die Epics, vir arbeiders vir die vrouediens, by die almal wat daar werk. Ons gaan bid vir arbeiders in die wyke, want ons het 'n paar ouderlinge kort, dat daar mense kom en sê, maar ek sal hierdie werk vir julle doen, gee vir my. Mense wat sal ophou om lui te wees en sal sê, Here, hier's ek, dit maak vir my saak, ek wil met iemand oor u praat. Maar ons sal ook bid vir elkeen in ons gemeente, dat jy in jou kringetjie 'n arbeider word, om seker te maak, al my vriende en al my familie is al kinders van die Here, regtig met hulle hele hart. 9:38, elke oggend, 9:38, elke aand, gaan ek en Els by hierdie 10 dae bid. My vraag is, waarvoor gaan jy bid in hierdie 10 dae wat kom? Neem 'n besluit en sê, Here, lê my op my hart, en ek gaan in hierdie 10 dae, van nou af, maar kom ons nou maak dit 14 dae, tot Sondag oor 'n week, oor 2 weke, by ons Pinksterfees, gaan ek dit 'n gebedsaak maak, om te bid vir dit of dit, maar dalk kan jy ook hierdie gebed neem, so die Here self gesê het, bid vir die Here, dat hy arbeiders stuur vir sy oes. Kom ons bid saam. Here, dankie, dat u vir ons so goed is. Dankie dat u met ons elkeen persoonlik praat.
Here, dat ons nooit mag twyfel dat U die lewende Here is nie. Die een wat opgestaan het, wat lewe, en wat elke dag op soveel maniere in elke van ons se lewe verskyn. Soveel goed wat ons dalk kon sê toevallig, maar dit is nie. Dis U. Dankie dat ons vanoggend hier kan wees en vir elkeen wat hier is. Dankie dat ons U woord het en dat ons vanoggend uitsien om deel van die nagmaal te wees. Wil U vanmôre by ons wees, Here, en vir ons seën. Ons bid vanmôre vir almal wat hartseer is, almal wat siek is. Ons dink spesiaal vanoggend aan Herman Potgieter wat daar Klerksdorp toe gaan vanoggend, dat dit goed sal gaan. En ons dankie vir almal wat U voor in hierdie week gesorg het, soos vir skools. En ons dankie dat U vir Jacques en Rihanna en hulle families getroos het. En ons dankie dat U by ons is. Ons bid, Here, dat U elkeen aanraak vanmôre, ook hier in die huis met U woord. En dat ons bewus sal wees, U is hier by ons. Amen. Kom ons lees saam, en dan gaan ons saam lees in Efesiërs 1, eers vers 3 tot 14. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën, en nou die seën is baie belangrik, met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te lewe. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade wat hy in sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, en het deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit bestem het. So het hy hom ook dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, soos nou in Pinkster, julle as eiendom beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Tot sover. En dan lees ek net 2 versies in Hooglied. In Hooglied, en ons lees vers 7 en 8. Strome water kan die liefde nie blus nie. Riviere kan dit nie afkoel nie. Al wil iemand vir die liefde al die rykdom in sy huis betaal, hy sal daarvoor uitgelag word. Tot sover. Mag die Here ons seën vanmôre uit sy woord met hierdie gedeelte wat ons gelees het, en mag elkeen van julle vanoggend se boodskap verstaan en mag dit vir jou betekenis hê in jou eie persoonlike lewe vanoggend ook. In Hooglied 8 vers 7 staan: strome water kan die liefde nie blus nie. Riviere kan dit nie afkoel nie. Al wil iemand vir die liefde al die rykdom in sy huis betaal, hy sal daaroor uitgelag word. Liefde is 'n woord wat baie belangrik is op Moedersdag. Liefde is 'n woord wat baie belangrik is by die nagmaal. Dis waaroor alles eintlik maar vanmôre hier gaan. Efesiërs 1 vers 3 sê: aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. En in vers 14 staan: die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. 1 Petrus 3 vers 9 het ons gelees by die Bybelskool, en daar staan: want daartoe is julle geroep sodat julle die seën van God kan verkry. Die woordjie seën is vanoggend vreeslik belangrik, dat julle die seën van God kan verkry. Tel jou seëninge en wees tot seën ook op Moedersdag. Ons
embleem wat ons gebruik het vir die laaste 40 dae, is daai enetjie daar links wat gaan oor Jesus se verskyning. En die embleem wat nou van hier af in die Pinkstertyd gebruik word, is die enetjie van die duif. Vir die volgende 2 weke Pinkstertyd, die teken van die Heilige Gees. Om geseënd te wees. Ek wil begin met 'n verhaal wat ek gelees het een keer van 'n baie ryk besigheidsman wat gehoor het van Paulus en die sukses wat Paulus behaal het 2000 jaar gelede. 'n Ryk besigheidsman daar in die Mediterrane gebied. En hy het toe besluit hy wil vir Paulus gaan kuier want hy doen groot besigheid en hy dink nie daar's iemand in die wêreld wat so suksesvol iets kan verkoop soos Paulus nie. Want Paulus het begin eintlik as die groot sendeling wat die evangelie regtig verkondig het, geskryf het, gepraat het. En die evangelie het hand oor hand toegeneem en in die wêreld versprei. En toe dink ek by homself, as ek by Paulus kan bietjie gaan leer, kan ek my eie besigheid soveel meer uitdryf en ek kan baie meer geld maak as ek soos Paulus dit kan doen. En so gaan hy toe op reis en hy soek na Paulus. En op 'n dag loop hy Paulus se regterhand Timoteus raak. En Timoteus sê toe vir hom, "Maar ek sê jou na Paulus toe vat, dat jy met Paulus kan gaan gesels." En hy reël toe. En groot was sy verbasing toe hy nou by Paulus uitkom en hy kry toe vir Paulus in die tronk in Rome. En hier sit 'n ou man amper aan die einde van sy lewe wat sieklik is en wat niks het nie. En hy sit in die tronk. Want hy is gevange geneem daai tyd, omdat hy die evangelie verkondig en dit teen die keiser se wet was. En hy kom by Paulus en hy gedink hy sal nou hierdie groot man ervaar en hier sit hierdie man eenvoudig alleen in 'n tronksel. Maar toe met Paulus praat, toe kom hy agter maar dit straal uit Paulus se oë uit. En uit sy hart uit is daar iets wat straal en Paulus is verskriklik gelukkig. Ten spyte van sy omstandighede. En hy kan dit nie verstaan en hy het met hom gesels en toe hy klaar is uit en hy praat met Timoteus, hy sê ek kan dit glad nie verstaan nie dat Paulus so gelukkig kan wees. As Paulus 'n item verkoop het wat geld maak, sou hy die rykste man in die wêreld kon gewees het. Hy sou die beste besigheidsman ooit kon gewees het want hy het die vermoë om mense te oortuig. En nou het hy niks, hy sit in 'n tronksel, maar hy lyk so gelukkig. En toe sê Timoteus vir hom, maar kom jy dit, verstaan jy dan nie? Klik dit nie by jou nie. Weet jy nie waaroor dit gaan nie? Toe sê nee, toe sê Paulus is verlief. En iemand wat verlief is so. As iemand regtig verlief is, dan verander dit sommer jou hele lewe. Paulus is op die Here verlief. Toe sê is dit al. Toe sê ja nee, dis nie al nie. Dit is alles. As jy op Jesus Christus verlief is, dan het jy alles. Alles wat daar is. En so het hierdie ryk besigheidsman 'n les gekry, wat hy waarskynlik nie heeltemal verstaan het nie. Maar hoe kan iemand met soveel talente, maar dan tog niks hê nie, maar tog alles hê? Ek wil 'n tweede storie vertel, is nie 'n mooi storie, maar julle moet hom ook maar hoor. En dit sluit hierby aan. So 150 jaar gelede, in Engeland in 'n klein dorpietjie was dit die gebruik gewees, Kerstyd, dan het hulle in die middel van die dorp, waar al die mense bymekaar kom, het hulle Kersboom gehad, en vir al die kinders was daar geskenke gebring. En dit was nou groot feestelikheid, eet en drink en kuier, op ou Kersaand, en dan kry die kinders nou almal 'n Kersgeskenkie. En nou die aand is almal saam, en daar was 'n jong man, maar hy was verstandelik gestremd. En hy kon nie mooi verstaan nie, en nou staan hy ook daar, en al die kindertjies kry geskenke, en die hoop geskenke word al kleiner, en hy kry nie, en sy gesig word eintlik al langer, want hy wil ook 'n persent hê, en hy verstaan nie, ek is eintlik al te oud vir die kinders se geskenkies. Maar hier teen die einde, toe haal hulle so groot geskenk daar uit, en hulle bring dit vir hom, jong seuns, en hulle sê, hier's jou geskenk. En hy is so opgewonde, en hy vat hierdie boks, en hy begin hom oopskeer, en oopmaak, en hy is so bly dat hy kry 'n geskenk. En toe hy die boks oopmaak, toe is hy leeg.
En hy verstar net so. En daar's niks in nie. En hy is so teleurgesteld toe die seuns hom 'n poets gebak. En toe ek dit lees, toe dink ek, is dit nie baie keer hoe die lewe is nie? Dat so baie mense is 'n poets gebak met die lewe. Hulle het so baie verwag, en dan kry hulle so min. Party mense het hard gestudeer, geleerdheid verwerf, net om dalk nie eers 'n werk te kry nie. En as ek dink aan ma's en vrouens, geen vrou wil tog met 'n alkoholist man trou nie. Dis 'n nare poets wat eintlik gebak word. Dat sy het ook gehoop om 'n mooi man te kry, 'n goeie man, en nou is haar man 'n alkoholist. Geen vrou het tog ooit gedink, ek wil ook eendag my kinders alleen geestelik grootmaak en alleen kerk toe bring nie. En daar is so baie manne wat nie saam met hulle vroue kerk toe kom nie. En wat nie saam met hulle vroue Bybel lees en bid en vir hulle kinders help 'n geestelike opvoeding gee nie. Geen vrou het tog ooit gedink, ek wil eendag trou en my man hoef nooit vir my te sê hy is lief vir my of my 'n drukkie te gee nie. En as daar soveel mans wat sê, nee, maar sy moet tog weet ek is lief vir haar. Ek bly nog al die tyd by haar. Maar oor ander goed kan hy opgewonde raak oor sy nuwe kar of wat ook al. Maar nooit oor sy vrou opgewonde raak en haar vasdruk en liefde gee en sê, ek is lief vir jou my liefling. Geseënde Moedersdag vir jou. Maar dis nie net vandag nie. Jy moet 365 Moedersdae in 'n jaar hê, want ek gaan jou elke dag 'n drukkie gee en elke dag vir jou sê, ek is vir jou lief. So baie mense word liefdeloos behandel, amper soos daai gestremde jong man, en hulle behoefte aan liefde word nie vervul nie. Hulle kry as dit ware 'n leë boks met niks daarin nie. En die lewe bak hulle eintlik 'n slegte poets. Paulus se lewe sou nie een van ons kon dink het goed afgeloop nie. Paulus was 'n baie gesiene soldaat, hy het 'n baie goeie pos gehad. Hy kon die hoogste hoogtes bereik. Toe kom hy tot bekering op die Damaskuspad. Hy raak lief vir Jesus en hy begin vir Jesus werk. En hy doen die grootste werk wat in die 2000 jaar vir Jesus gedoen is, doen Paulus. En dan eindig sy lewe sonder vrou of kind, alleen in 'n tronk, met niks wat hy besit nie. En tog is hy gelukkig. En daarom, broers en susters, dis Moedersdag, en Moedersdag is 'n dag van geskenke kry. Elspeth vanoggend ook van die kinders, en in die week is daar 'n pakkie afgelaai van ons dogter in Bloemfontein, 'n geskenkie vir hulle ma. En ons gee vir mekaar geskenke. En toe dink ek gaan vanoggend 'n boks geskenke kerk toe bring. En julle kan hom nie sien nie, maar hy is hierso. En daar's 'n prentjie van hom daar, en ek gaan uit hierdie boks uit probeer om vanoggend vir julle 'n paar geskenkies uit te haal. En daai geskenkies wat ons wil uithaal is die seën van die Here. Want eintlik is dit die grootste geskenke wat 'n mens ooit in jou lewe kan kry, is God se seëninge. Dit help nie, jy kry allerlei ander goed, maar jy het nog nooit die seën van die Here gekry nie. En as mens Efesiërs 1 lees, dan is Efesiërs eintlik 'n hoofstuk waarin Paulus begin om vir die gemeente in Efese, en onthou in sy dag was Efese, dit lê daar op die kus van Turkye, die grootste Christelike gemeente in die wêreld gewees, Efese. Dis die gemeente waar Johannes, die jongste disipel, die predikant was, vir baie jare, en dit het verskriklik goed gegaan. En Paulus skryf vir hulle 'n brief, die brief van die Efesiërs. En in die eerste hoofstuk wil hy vir hulle vertel van geskenke. Geskenke wat ons almal waarskynlik al van weet, maar dalk al vergeet het waar ons hierdie geskenke gekry. En wat ons dalk nie eers meer bewus van daar is, ek het ook hierdie geskenkie gekry nie. En die eerste geskenk wat hy vir hulle uithaal uit hierdie boks uit is, weet jy is deur die Here gekies. Die Here het jou gekies om syne te wees. Dit staan in vers 4. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies. Baie mense is diep teleurgestel, want jy oefen so hard, en dan word jy nie vir die span gekies nie. Maar weet julle, vanoggend in hierdie hele kerk, hoef nie een teleurgestel te wees nie. Want jy is deur Jesus gekies, deur God gekies, in die naam van Jesus,
vir sy ewige span. Jy's deel van sy span. Die tweede geskenkie wat ek uit die boks uithaal is, jy's aangeneem deur God. En dit staan al een van die eerste woorde in Johannes, skryf van Johannes 1 vers 12, is hy die evangelie, en Johannes is die evangelis van liefde, en as hy begin skryf, dan sê in vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo het, het hy reg gegee om kinders van God te word. Jy was soos 'n weeskind, jy het eintlik rondgedwaal. Jy het geen toekoms, jy het geen doel in jou lewe nie. Jy swerf en jy werk en jy doen, maar waarheen, hoekom? En toe kom die Heilige Gees en gryp jy in jou hart en neem jou aan vir Jesus. En jy neem Jesus aan. Hy neem jou aan om sy kind te wees. En jy behoort aan hom. Dink net aan die vreugde wat 'n kinderhuiskind het, as jy daar sit vir jare en niemand kom haal en op 'n dag kom 'n pa en ma en sê, maar ons kies jou, jy moet ons kind wees. En hulle sit jou in die mooiste, beste huis, met die beste geleenthede vir 'n heerlike toekoms, waar jy alles het. Soos ons aangeneem deur God. Dis ons tweede geskenk. Die derde geskenkie wat hy uithaal uit die boks uit is, jy's gered en jy's vergewe. Alles wat jy al in jou lewe verkeerd gedoen het, maak nie saak wanneer, waar, wat, hoe groot, hoe klein, hoe goed of sleg, maak nie saak wat gebeur het nie, jy's vergewe. Dit wat jy lelik gesê het, dit wat jy lelik gedoen het, dit wat jy nagelaat het, in vers 7 staan, deur die bloed van sy seun is ons verlos, en as ons oortredinge vergewe, dis asof God dit gevat het en agter sy rug gegooi het, sê, dis nou verby, dis klaar. Ek gaan nooit weer daaraan dink nie, jy moet ook nie weer daaraan dink nie. Ek het jou vergewe, jy's vry deur die genade van God. Jy verdien dit nie, maar jy het dit. En dis wat die tekens op die tafel ook volgens ons sê. Jy's gered en jy's vergewe. Die vierde geskenk uit hierdie boks, en as 'n klomp nie, is jy het kennis. Jy het kennis van God. En weet julle wat 'n verskriklike voorreg is dit? As mens groot geword het in 'n huis waar jy van kleins af die Bybel leer ken het, en jy weet 'n klomp goed. Hoe verskriklik is dit met mense begin gesels? Ons slaap 'n aand saam met in 'n huis met 'n paar kamers, en daar's twee ou mense, hulle kom van Taiwan af. En ons het ons voorgenem met elke persoon sal ons praat. En ons sê vir hulle, we are here because we're Christians. What do you believe? En hy vrou raak so opgewonde, want sy sê, let me show you what we believe. En ek raak so bly en ek dink sy gaan nou vir ons begin wys uit Taiwan wat hulle glo. En sy bring sulke prentjies van sulke poppies, 4 kleure poppies. Sy sê, baie keer in die jaar, dan glo ons in die poppie, en dan in die poppie, en dan in die poppie, en dan in die poppie. Sulke klein poppietjies. Sy sê, maar ons bid vir almal. Sy sê, ons bid sommer nou hier vir die hele kerke, hier ook en vir almal. Ons glo nou nie in iets nie, ons glo sommer so in alles. 'n Totale sinkretisme, heidensinne. En ek besef net, hulle weet so min. En ons weet dit, ons kinderkerkkindertjies weet dit al, wie Jesus is. Wat hy in al sy wysheid en sy insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil in ons bekend gemaak. Almal van julle ken die geheime. Ons kindertjies ken die geheime. Ek het dit geken in graad 1 al, die geheim van Jesus se verlossing, want ek het dit by my pa en ma geleer. Wat 'n wonderlike geskenk as jy hierdie kennis het. Die 50 boks wat ek uit hierdie boks uithaal is, jy's God se eiendom. Jy behoort aan hom. Jy's fisies sy eiendom. Soos ek kan sê, dis my Bybel hierdie, jy sal hom nie vat nie, dis myne, dis my kar hier, dis my huis hierdie, dis my vrou hierdie. Die Here sê, jy is myne. Jy behoort aan my. Niemand anders mag jou vat nie. Deur Christus het ons deel geword van God se volk, soos hy dit vooraf bestem het, so het hy dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Iewers lank gelede, te groot van my verstandjie, het hy besluit, Johan Brink, jy moet myne wees. En nou is ek syne. En niemand kan my daarvan wegvat nie. Hy het dit besluit, en sy besluit is vas vir ewig. En jy moet dit weet. Hy het jou besluit, jy's myne, en niemand en niks kan jou van hom skei nie, sê die Bybel, vir ewig en altyd. En die wonderlike nie, ons erf by hom. Mense kan so baie maak van testamente en erf, en wat hulle eendag gaan kry dalk. Ons het klaar als geërf. Ons het al die rykdom, al die heerlikheid wat daar is, het ons gekry. Deur die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het.
Ons het al so baie wat ons elke dag kry. En dan sê hy vir ons, maar ek beloof julle gaan nog kry, en nog, en nog. En julle gaan vir ewig by my kry. Julle erf alles wat ek het. Julle is my kinders. Ons erf soos Jesus, want ons behoort aan hom. Een van die ander wonderlike geskenke wat hier uitkom is, en dis nogal 'n wonderlike iets om daaraan te dink, dat ek en jy kan verander. Want die enigste werklike vaste gegewenheid in die wêreld, wetenskaplik is, dat alles aan verandering onderwerp is, behalwe Jesus. Jesus is gister, vandag en môre dieselfde, Hebreërs 13 vers 8. Maar ek en jy kan verander. Maar baie mense het so verhard, dat hulle nie meer geestelik kan verander nie. En dis die wonder, dat jy jou kan oopstel vir die Here, en sê, Here, verander my soos U wil. Verander my elke dag, deur U besluite, verander my planne, verander my toekoms, soos die Here in 'n oomblik, in 'n aand, in 'n kamertjie vir my en Elspie verander om te sê, nou gaan julle vir dit bid. Want is nie toevallig dat ek 9:38 die aand, ons het lees, en dit kry nie. En toe weet ons, nou gaan ons vir hierdie tyd bid vir dit. En ons bid vir Dominee Pieter as arbeider, en ons bid vir die boodskap, en ons bid vir die oes, en ons gaan bid vir die hele gemeente, dat almal hulle harte vir die Here gee, en almal kan verander. Ons word al meer verander, om aan die beeld van Christus gelyk te word, dit sê hy. En dis die wonderlike, die Here verander ons, en ek is 'n baie beter kind van die Here nou as ek 'n jaar terug is, en ek hoop jy kan ook so sê. En ek hoop volgende jaar, as ek hier staan, as ek nog 'n baie beter kind van die Here, as wat ek nou is. Want dit is 'n veranderingsproses, geskenk vir my hele lewe. En toe haal ek die laaste geskenkie onder uit die boks uit. En die boks sê, jy lewe. Jy haal asem, jy lewe. Wat 'n wonderlike voorreg, dat ek en jy kan lewe. En lewe is so 'n groot kosbare iets nie. Dit is te groot vir ons verstand. Hy sê, jy's geseën met lewe. Besef jy, dat een sel 'n mens tot gevolg het, dat 2 tot 3 miljoen sweetkliere in jou is, 7 biljoen haarvate, 25 triljoen rooi bloedselle, 60 triljoen selle, 5 miljoen hare op jou kop en jou lyf, myne is nou al bietjie minder, 170.000 hare op jou kop, 185.000 hare as jy blond is, en 220.000 hare as jy brunet of 'n swart kop is. Jou brein het 110 biljoen selle. Wat 'n fantastiese. As jy 'n sel per sekonde sou skep, sou dit jou 32 jaar neem om 1 biljoen selle te skep. Om 110 biljoen selle te skep, sou jy ongeveer in 1200 voor Christus moes begin. As jy 'n mens wil maak as mens, en jy selletjie vir selletjie skep, soos hulle atome split, dan moes jy om een mens te maak, 1200 jaar voor Christus begin het om hierdie mens te maak, en dan sou jy vandag klaar gewees het, en dit sou 'n mislukking gewees het. En hier kom die Here, en hy skep ons uit 2 selletjies uit, en hier staan jy, en jy haal asem, en jy leef vir hoeveel jaar? Psalm 139 sê, Dawid, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dat 'n mens kan leef, dat jy kan dink, dat jy kan lief hê, dat jy kan besluite neem, dat jy kan verander, dat jy kan omgee, dat jy kan gelukkig wees, dat jy soos 'n Paulus in 'n tronk kan sit, en dan straal jou oë nog steeds van blydskap, want die Here het vir jou lewe gegee. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. En dis die boks geskenke, wat ek graag vir jou wil uithaal vanmôre op Moedersdag, en sê, hier's dit. Saam met die groot geskenk van brood en wyn, op die tafel, Jesus Christus, is dit eintlik die betekenis van dit alles vir jou lewe. God se seëninge wat hy vir ons kom gee. Wat antwoord ons die Here?
Saam met die nagmaal vanmôre wil ek sê, ons antwoord die Here met al my lof, al my aanbidding en my hele lewe. Gee jou lewe vir die Here. Gee alles wat jy het vir die Here. Jy kan nie beter doen nie. Dietrich Bonhoeffer was een van die mees besonderste mense in die wêreldgeskiedenis. 'n Duitser teoloog wat in die Tweede Wêreldoorlog gevlug het op 'n stadium Amerika toe onveilig was en daar klas gegee het. En in die tyd van Hitler se onderdrukking in Duitsland, het hy besluit ek gaan terug Duitsland toe. Maak nie saak wat gebeur en sy vriend het vir hom sê ek kan nie teruggaan, hy het sê ek gaan terug. En hy het die evangelie gaan verkondig. Hy's gevang en net voor die vredesluiting is hy opgehang. En hy het geskryf: 'n seun is die sigbare, waarneembare, effektiewe nabyheid van God. Daarom moet 'n seun oorgedra word. Dit kommunikeer op sigself aan ander mense. Om 'n seun vir ander te wees is die grootste taak van alles. Nie net 'n hulp of 'n metgesel of 'n vriend nie, maar 'n seun. Die Here gee vir jou 'n boks vol seëninge dat jy tot seën kan wees. En as ek dink aan die ryk sakeman in die storie wat by Paulus gekom het, lees ek iemand sê, as jy dink geld is alles, dan weet ek, jy was nog nooit siek gewees nie. Dan weet ek, jy was nog nooit regtig alleen nie. Dan weet ek, jy was nog nooit regtig in die moeilikheid nie. Want dan sal jy weet, geld is nie alles nie. Jesus is alles. Hy wat op die tafel is. Amen. Dankie Here, dat U vir ons so goed is. Seën ons nou ook met die geskenk van die nagmaal, om U te loof en te prys met ons hele lewe. Amen. Kom ons